Hallo mense, in hierdie video gaan ons 'n elektrodinamika vraag behandel. Soos altyd, in die tweede helfte werk ek deur die vraag en in die eerste helfte doen ek 'n hersiening net oor die basics en dinge wat julle moontlik in die vraag gaan nodig hê. En ek gaan ook die vraag stel hierdie tyd op die video hê, so julle kan direk soontoe spring as julle reg is om in te spring. Vir die van julle wat nie kan onthou wat aangaan hier nie, want dit is so 'n maklike hoofstuk. Ons is like, ja, alles werk. Jy weet, dan vergeet mens hom net so, want jy hoef nie te werk daarvoor nie. Hier het ons dit. Elektrodinamika. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek raak vir ewig die mekaar tussen generators en motors. Nou, 'n generator maak elektrisiteit. En die maklikste manier om dit te onthou is, baie mense het generators, want as gevolg van load shedding. Aan die ander kant het ons 'n motor en 'n motor gee vir ons beweging. So, kom ons sê maar maak beweging. Daar is 'n linkerhandrail en 'n regterhandrail. En dit is die deel wat ek altyd die mekaar mee geraak het. Totdat ek agtergekom het. Ek het 'n regterhand wat 'n G in het en generators het 'n G in. En motors het 'n linkerhandrail wat daar's geen G's in motors nie en geen G's in links nie. So, daar is 'n dom, stupid manier vir jou om te onthou watter hand om by watter een te gebruik. En in my experience is dit die dom, stupid rails wat die beste werk. So, terwyl ons hier is, kom ons doen gou 'n linkerhand en regterhand reël. Die ding wat ek altyd onthou is FBI. En hierso, nou moet ek 'n handteken. Oh my goodness. F is vir krag. Soos in force. Jou B is jou magneetveld. Ja, dis nie mens veld skryf nie. En jou I is jou stroom. So jou duim wat opwys in die lug is jou F. Nee, dit is nie meer. So jou duim. Dis 'n weird name. Jou duim is jou krag. Jou wysvinger is jou magneetveld. En ons wys hom van noord na suid. Noord nader aan jou hand en suid by 'n vinger. En dan jou derde vinger, jou middelvinger, in plaas daarvan om iemand die middelvinger te wys, steek jy jou middelvinger, yes, dan kan ek hierdie net daar in die bladsy in. Daar gaan jou vinger daar. So hier is 'n linkerhandrail. So, kom ons sê, ons het 'n magneetveld. Hierso is sy noord, hierso is sy suid. En hierso gaan 'n spoel. Jo, dis die lelikste spoel ooit. 1 hour later. En hierdie ding roteer sodat hierdie kant opgaan. En ons wil weet, loop die stroom in daai rigting? Kom ons sê van A na B of van B na A. Ons weet nie watter een dit is nie. Dis wat die vraag ons vra.
As ons dit wil uitfigure, moet ons eers besluit, is hierdie 'n motor of 'n generator? En kom ons sê die vraag sê vir ons, of hy gee vir ons 'n klou dat hierdie ding 'n motor is. So, wat ek doen, is ek kies 'n punt op die spoel. En kom ek sê, ek kies daai chommie daar. En dan sê ek vir myself, okay, nou moet ek FBI. Onthou ek het gesê, hier is 'n motor, so ek moet my linkerhand gebruik. So my duim is my krag, en ek sien my krag moet opgaan. So daar is my F. My B moet van die noord na suid toe gaan, so in daai rigting. Die rigting waar my wysvinger wys, is dan die rigting waar die stroom vloei. So in hierdie geval, hou gou jou duim op. Hier gaan hy, daar gaan jou duim, boink. En hier gaan jou wysvinger, sjoenk, daar is jou naal, daar is jou ander naal. Yes, Tannie is awful. It's like, yes, I agree, it's terrible. En hier is jou knuckles. Nou, as jou wysvinger uitsteek dat hy 90 grade met die res van jou hand maak, dan wys hy in die skerm in. So daar gaan daar is jou wysvinger. So met ander woorde, ons weet in die rigting waar ons stroom gaan is van A na B, want ons wysvinger wys in daai rigting. So dis 'n mens daai ding doen. Ek het dit nou met die lelikste skets ooit gedoen. But here we are. Nou, as ons met 'n motor of 'n generator werk, moet ons tussen wisselstroom en gelykstroom kan onderskei. Die dinge wat 'n wisselstroom maak, is hy het 'n sleepring en 'n gelykstroom het 'n splitring. Kommutator. En dan die tweede laaste ding waar ek wil praat, wat is die dinge wat ons kan doen om die hoeveelheid volts, die EMK, die volts wat opgewek word te verhoog? En wat ons daar kan doen is, ons kan meer windings, ons kan hom vinniger draai, en laastens, ons kan 'n sterker magneetveld gebruik. So is basically 'n sterker magneet. En dan is daar die somme. En ek dink my beste advies vir jou hierso is, doen wat ek doen en onthou, die formuleblad is jou vriend. Dis rarig net gaan soek die regte om die sommetjies te doen. Gaan soek die regte formules. Gaan soek die regte. En nou gaan julle vir my kwaad wees en sê, maar Tannie, hier is nie regtig verduideliking nie. En julle is reg. Ek gaan dit versigtig in die vraag verduidelik. En as jy 'n goeie verduideliking wil sien, skiep na 9.4 en 9.5 toe. En dan sal ek daar vir julle verduidelik. Okay. Alright mense, hier kom die vraestel. En hier is die vraestel. Julle kan pause. En hier kom die memo. Alright, vraag 9.1, let's klap om. Hulle sê is 'n diagram van 'n WS generator. Ag, dankie mense, ons hoef dit nie uit te figure nie. Met ander woorde, dit is 'n regterhand, regs. En hulle sê daar is 25 ohm resistor en die spoel roteer anti-kloksgewys. So dis daai kant toe. Alright, so hulle sê noem die komponent wat hierdie generator van 'n GS generator onderskei. So wat maak hom wisselstroom? En dit is die ringe hierso. Hierdie oudjies is sleepringe.
plaas van splittering kommutators. Alright, easy peasy, next question. Okay, hulle sê, in watter rigting sal die geïnduseerde stroom in deel XY van die spoel vloei? Kies X na Y of Y na Z. Okay, so, ons is 9.2. Ons is besig met generators regterhand, so julle regshandige mense moet nou julle penne en potloode neersit. Jou eerste ding is, kies 'n punt. Nou, ek gaan Y kies. Nou vra ek vir myself, wat gebeur met Y? Y gaan in die papier in, so ek wys my duim in die papier se rigting in. Dan die volgende ding is, onthou dis FBI, so ons moet nou van noord na suid ons wysvinger druk, en dis nou moeilik, want my vinger wil na noord toe wys, maar hy moet na suid toe wys, so nou draai ek om, dat ek so agter myself, my duim wys afwaarts, my vinger wys agter toe, en dan as ek my middelvinger reguit maak, dan wys hy van Y na X toe. So met ander woorde, ons gaan van Y na X. 9.3. Definieer die term WGK potentiaal verskil. Okay, hierdie is straight up leerwerk. Jammer, daar's nie 'n makliker manier om daardeur te kom nie. Julle moet dit net gaan leer, but here it comes. Dit is die wisselstroom potentiaal verskil wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as die soortgelyke GS potentiaal verskil. En hierdie moet een woord gewees het. 9.4. As jy nou van die hersiening af hiernatoe gespring het om te sien hoe doen 'n mens die somme, is jy op die regte plek. So let's do it. So die eerste ding wat ek gou gaan doen is, maak net 'n klein opsommingkie van wat ek het. Ek weet hulle het vir ons gesê, daar's 'n weerstand van 25 ohm, en hulle gee hierso vir my grafiek, en as ek 'n grafiek het, moet ek weet, dat ek van die grafiek waardes mag aflees. So hierso gee hulle vir my die maksimum volt, V max, so ek aan 100 volt. Okay, dis awesome, en die ding waarvoor ons soek, waarvoor die stroombaan, waarvoor die vraag gevra is, WGK, wortel gemiddelde stroom. Dis wat hulle soek. Nou, ek het gesê, die formulablad is jou vriend, so let's have a look at that, shall we? So, jy is nou niks som en jy pluk die ding daar uit, en jy kan sien hierso, ek wil WGK hê, dan gaan ek Imax nodig hê, maar hulle gee nie vir my Imax nie. Wat hulle wel vir my gee, is Vmax. Jy kan altyd van 'n volt by 'n stroom uitkom. Jy kan V maksimum gebruik om I maksimum uit te werk, deur hierdie formule. Dis al wat ons gaan doen. En dan gaan ons terugkom en hierdie chommie gebruik. So kom ons doen daai som. So ek het die maksimum stroom is gelyk aan die maksimum volt gedeel deur gewone weerstand. Nou my 100 volt gedeel deur 25 ohm gee vir my 4 ampere. En dan doen ek net hierdie sommetjie. IWGK is gelyk aan Imax gedeel deur vierkant wortel 2. En ek kom uit op 2,83 ampere. Bam!
het julle dit. Volgende vraag is 9.5 en hulle sê hier bereken die gemiddelde drywing wat in die 25 ohm resistor gebruik word. Alright. So, hier is ons nou terug op ons trusty formuleblad en ons wil die gemiddelde drywing uitwerk. So, ek kyk 'n bietjie rond. Hierso is ten minste 3 verskillende drywings hierso wat ek kan gebruik. En dan het ek nog hierdie ouens hierbo. Maar as jy besig is met elektrodinamika en is 'n wisselstroom situasie, dan is jy probably hierso. So hulle sê vir my, werk jou gemiddelde drywing uit. Right, so dis wat die vraag my vra. Nou kyk ek hierso, ek het volts en stroom, VGK, al twee. En dis cool, ek het al klaar die I, ek kan daai hom uitwerk, so hy gaan werk. Maar, haha, ek is luier as dit. Wow. Ek weet, ek het klaar die weerstand, en ek het nou net IWGK uitgewerk. So hoekom wil ek nog 'n ekstra sommetjie doen? Ek gaan straight up net hierdie chom gebruik, om my eie lewe makliker te maak. 'Cause that's how I roll. Let's do it. So nie, dink wat ons gaan P gemiddeld. En so like aan IWGK squared vir daai business en is R. So P gemiddeld is gelyk aan I squared WGK mol met R. Dis 2.83 squared mol met 25. Kom ons sien wat dit is. Ek kry 200.22. What? Okay, so far so good. Nou, daar's nog een vraag hierso. Hulle sê vir ons die rotasiespoed van die spoel in die generator word nou verdubbel. Teken hierdie asstelsel oor en skets die grafiek van uitsetspanning, basically volts, teenoor tyd vir 0,1 sekondes. Okay, hy verdubbel. Dit beteken hy's 2 keer vinniger. So, wat dit beteken is jou eerste grafiek het daar begin, hierbo gepiek en dan daar af weer by 0,05 die x-as getref en dan hier daar gaan hy onder en dan gaan weer terug by die x-as. Hierdie ding gaan daai ding nou vinniger doen. So hy tref daar en hy piek daarso. En dan hier gaan hy onder by -100. Wham! En daar. En dan weer by 100. En julle moet dit asseblief met 'n liniaal en goeders teken. Dat julle kan sien wat aangaan. Nou moet ek hierdie ding teken. Tada! You know, I can live with it. Yep, I'm gonna live with it. So, dit is die super duper basics. Obviously cover hierdie vraag nie alles oor motors en generators nie, so moet asseblief nie net een doen en dink, ek is klaar nie. Gaan doen 'n paar, maar hier is die basics. Ek hoop julle kan nou weer onthou wat hier aangaan. En asseblief as julle vrae het, gooi hulle in die comments. Ek help graag.